Welkom by vandag se gebedsbegeleiding. Ek wil jou uitnooi om doelbewus vandag jou tyd af te staan om werklik hier te wees waar ons nou is. Ons lewe in 'n wêreld wat vreeslik gejaagd is. Baie van ons het vreeslik druk op ons, angs by die werk, besige kalenders. Dit is belangrik dat ons tyd moet neem om stil te word, om by God se voete te kom stil sit, bewus te word van sy teenwoordigheid. Daarom gaan vandag se gebedsbegeleiding rondom die tema van God se teenwoordigheid. As ons teruggaan na Genesis 1 toe, die skepingsverhaal, die verhaal wat vertel van die begin van dinge, lees ons dat nog voor alles was God teenwoordig. Nog voordat God geskep het, was God se teenwoordigheid daar gewees. Ons lees van die Gees van God wat oor die water gesweef het, wat vir ons sê dat God altyd, nog altyd, daar was. Al diep asem. Ontspan jou liggaam. Word bewus van die wêreld om jou, die wêreld buite jou en die wêreld binne in jou. Dink oor waarvan uit jy leef. Dink oor jou diepste gedagtes, jou diepste emosies. As jy wil, skryf neer hoe jy voel vandag. Net op 'n skaal van 1 tot 10 waar 1 baie negatief, baie angstig, depressief, nie goed is nie, en 10 entoesiasties, opgewonde, positief, gelukkig. Dink aan 'n nommer, waar is jy vandag? Dink oor hoekom. Wat is die dinge, die mense of die gebeure wat jou dalk nader aan 'n 1 vat of nader aan 'n 10 vat? En dan vra jy jouself die vraag: waar wil God hê moet jy wees vandag? Waarheen wil God jou vat? Ons dink soms God is net by ons wanneer dit goed gaan. En wanneer dit nie goed gaan nie, dan verlang ons na God se teenwoordigheid. Maar ons gaan vandag hoor uit God se woord uit, gaan ons herinner word aan die belofte van sy teenwoordigheid, afgesien van waar ons is. Ons begin met Psalm 139, vers 7 tot 10. Waarheen kan ek gaan van u gees af? En waarheen kan ek vlug van u teenwoordigheid af? Klim ek op na die hemel? U is daar. Maak ek die doderyk my bed? Kyk, u is daar. Neem ek die vlerke van die dageraad, gaan woon ek aan die uiteinde van die see. Ook daar sal u hand my lei, en u regterhand my vashou. Hierdie Psalm sê nie net vir ons dat daar nêrens 'n plek is waarheen ons kan gaan om van God af weg te kruip nie. Nie net sê dit vir ons dat daar nêrens 'n plek is waar God nie is nie. Dit sê vir ons dat God aktief teenwoordig is. Hy is nie maar net 'n bystander wat hier in die kantlyn staan en kyk hoe ons deur die lewe gaan nie. Hy stuur ons gedagtes, hy lei ons gees. Hy is in die diepste plek van ons wese. Ons moet net leer om na hom te luister. Ons moet leer om bewus te wees van sy stem wat ons wil lei en stuur. Dit beklemtoon in hierdie Psalm dat God ons beskerm, dat sy regterhand ons vashou. Dit sê vir ons of dit nou goed gaan met ons en of dit nou sleg gaan met ons,
Ons is nie alleen waar ons is nie. En God wil ons stuur na beter plekke toe. Maak jou oë toe en voel hoe jy vasgehou word met God se Gees. Moenie staat maak op jou eie krag nie, maar maak staat op die hand van God. Jesaja 43 vers 2 beklemtoon hierdie teenwoordigheid. Dit sê, wanneer jy deur die waters gaan, is ek by jou. Wanneer jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie. Die betekenis van water in die antieke nabye Ooste, in die tyd van die Bybel, was dit 'n teken van chaos, 'n teken van onsekerheid gewees, 'n teken van vrees. Hierdie gedeelte sê dat wanneer ons deur die chaos gaan, wanneer ons deur vrees gaan en wanneer ons deur onsekerheid gaan, is God saam met ons daar en ons gaan nie alleen deur dit gaan nie. Wanneer ons afsluit vandag, wil ek jou uitnooi om die dinge wat jou angstig maak, die dinge wat swaar op jou hart lê, gee dit vir God. Sê vir die Here wat dit is, al weet hy wat dit is, sê vir hom wat dit is. Vra vir hom om jou daarmee te help en glo en vertrou dat hy sal. Word stil en luister na sy stem wat binne in jou praat, wat jou wil neem na plekke toe wat beter is as die chaos. Ons sluit af met 'n gebed en daarna gaan ek die agtergrondmusiek nog laat speel vir 'n minuut. Gebruik daai minuut om jouself te sentreer en stil te word en uit te kom by die kernvraag van hoe jy voel, hoekom jy so voel en waarheen God jou wil vat. Here, ek vertrou nie in my eie vermoë om U teenwoordigheid te voel nie. Ek vertrou in U belofte dat U hier is. Dankie dat U nie weggaan nie. Dankie dat U nie stil bly nie. Laat ek U vandag ervaar in my gedagtes, in my werk, in my rustigheid. Laat U teenwoordigheid my vrede wees.